Goeiedag NG Doringkruin, my naam is Skalk Scott, ek is die gasprediker hierdie week en ek weet dat julle tans op die tweede episode is van 'n reeks waarin ons bietjie wysheid saam opdoen oor die woestynvaders en vandag is nou 'n kanselreiling en ek is genooi om sommer deel te neem in hierdie reeks en so dit is my 'n baie groot voorreg. Wat ons vandag gaan doen is ons gaan bietjie stil staan in woestyntyd met 'n honger na heiligheid. Nou geliefdes, die woestyn, veral vanuit 'n Bybelse konteks, word altyd gesien as 'n plek waar eerstens jy nie kan oorleef nie. Daar's nie hulpbronne nie, daar's nie resources nie, daar's nie water nie, daar's nie kos nie. En die woestyn is 'n plek van eensaamheid, dis 'n plek van afsondering, dis 'n plek van afhanklikheid. Dis 'n plek wat geken word aan groei. Dis daar waar jy nie afgelei is nie, waar jy nie die hele tyd op die foon is nie, waar jy met jou gedagtes moet sit en dit is ideale grond vir die Here om actually iets met jou te doen, want ons aandag is meeste van die tyd afgelê. Die woestynvaders het iets hiervan geweet. En in vandag se episode gaan ons bietjie na mekaar saam kyk na iets baie belangriks wat Jesus gesê het, maar dis ook iets verskrikliks radikaal. En so, voordat ek vir ons die teks saamlees wat uit Matteus 18 kom, gaan ek vir ons 'n gebed doen. Ons lewende Here, baie dankie dat ons nou in hierdie oomblik gekonfronteer kan word deur u woord en deur Jesus se woorde self. Jesus, die mees liefdevolle persoon wat ooit geleef het, die een wat sy lewe vir ons kom gee het, die een wat gesterf het sodat ons kan lewe. Here Jesus, hoe kan ons vir u dankie sê? Wat 'n dankie sal ooit genoeg wees. Here, u genade is so groot. En in vandag, Here, waar u self harde woorde gebruik om met ons harte te praat, mag ons dit beleef as woorde wat kom uit 'n hart van omgee. Woorde wat kom uit besorgdheid, uit liefde en van die persoon af wie se genade volkome is en kom van die persoon af, Here Jesus, wat ons redder is en ons verlosser, van wie af ons afhanklik is vir elke asem. En so mag hierdie tyd, Here Jesus, u naam verheerlik wat ons hier vandag saam het. En dit bid ek vir elke luisteraar in die heilige naam van Jesus Christus, ons Here. Broers en susters, ek lees vir ons uit die evangelie van Matteus, en vers 8 en 9 gaan ek saam lees. Luister 'n bietjie mooi, baie van julle ken hierdie vers. Ons Here Jesus is aan die woord en hy sê, as jou hand of jou voet jou van my afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om vermink of krepeel die lewe in te gaan, as om met albei jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om net een oog die lewe in te gaan, as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. Baie swaar, ernstige, diep woorde wat Jesus hier vir ons sê. En so kom ons kyk bietjie saam hierna. Waarom sal Jesus, ons verlosser, ons redder, ons Here, ons koning, ons vriend en ons broer so hard met ons praat in hierdie teks? Daar is min gedeeltes in die evangelies wat so skokkend is as hierdie woorde van Jesus. So, Jesus gebruik nie sagte taal nie, julle hoor dit. Hy is nie versigtig nie, en dit is nie gemaklik nie. Dit is baie radikaal, en dit dwing ons om hierdie belangrike vraag te vra, waarom praat Jesus so ernstig oor sonde? Hy praat van afvalligheid, goed wat ons afvallig maak van hom. Want die manier waarop Jesus oor sonde praat, is nie hoe ons gewoonlik oor sonde praat nie. Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde van wat ek geneig is om te doen, en miskien resoneer dit by jou ook, miskien doen jy dieselfde. Ons minimaliseer, kom ek maak dit persoonlik, ek is geneig om my sonde te minimaliseer. Wat beteken dit? Om dood eenvoudig te dink, dis nie so erg nie man. Hierdie ding waarmee ek besig is nie lewe en dood sake nie. Ek cheat nie op my vrou nie, ek vermoor nie mense nie. Dis nie groot sonde nie, hierdie dingetjie is okay, die Here sal verstaan. Ons noem dit minimaliseer, ons minimaliseer dit. Nog iets wat ek geneig is om te doen, miskien jy saam met my, is om sonde in my lewe te rasionaliseer. Nou hoe rasionalisering werk is, ek dink by myself,
die Here verstaan. Hy verstaan regtig hoekom ek dit doen. Jesus weet mos nou wat dit is om 'n mens te wees. En om dalk te sê, die rede waarom ek hierdie sonde doen is omdat ek nie 'n ander keuse het nie. Daar's begrip voor en dit maak sin. En dan, wat ook gebeur as jy eers jou sonde begin minimaliseer en jy begin dit rasionaliseer, as jy begin dit gewoond raak en jy begin saam met dit leef. En dit is 'n groot probleem waar ons net nou 'n bietjie verder gaan selfs. Jesus is radikaal, hy sê sny dit af, gooi dit weg. Waarom? Want sonde is nie onskuldig nie. Sonde, so die eerste punt wat ons nou vandag gaan maak is, sonde is nie passief nie. Sonde is aktief. So die ander teks is dan Genesis 4, vers 6 en 7 wat soos volg lees. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. Onthou nou, Kain is die broer wie se offer deur God verwerp is. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite. En hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. God sê vir Kain, die sonde lê en wag vir jou. Dit loer, soos 'n leeu wat sy prooi bekruip. En wat ons hier gaan sien is sonde is nie onskuldig nie, dit lê voor die deur. Sonde se begeerte is na jou, maar jy moet oor dit heers. En hierdie is roofdiertaal, soos julle gehoor het, né? Sonde lê en wag, dit loer, dit begeer jou. Sonde is nie neutraal nie. Sonde, groot of klein, het die uiteindelike bedoeling om jou hele lewe in beslag te neem en dit te vernietig. Dit wil jou lewe oorneem. So wat beteken dit vir ons prakties? Dit beteken prakties dat sonde nie staties is nie. Daar bestaan nie 'n ding soos, ek is nou maar besig met hierdie ou dingetjie en dit bly net waar dit is en dis in die donker en in die geheim en niemand weet daarvan nie. Wat sonde doen, is net soos kanker, groei dit. Dit versprei, dit verdiep. Wat eers klein begin het, wat eers dalk net nuuskierigheid was, jy trap in dit en dan begin dit groei. En dan word dit groter. En wat privaat begin het, word naderhand publiek. Miskien is daar van julle wat hierdie storie ken, né? Dit was net ek en my eie sonde agtertoe deure en dit het publiek geword. Ek is uitgevang, ek is verneder. Sonde groei en dit wil jou vernietig. Niemand begin hulle pad in hierdie lewe met die doel om so ver van God af te eindig as wat ons moontlik kan nie. Ons kan begin met goeie bedoelings, maar wat by eind gebeur is, wanneer ons sonde begin toelaat in ons lewe, weer eens, wanneer ons dit minimaliseer, en wanneer ons dit rasionaliseer, en wanneer ons dit gewoond raak, dan gebeur dit stadig. Julle weet, kompromie vir kompromie, besluit vir besluit, totdat jou hart op die ouend nie meer so sensitief is nie. Die Bybel praat van die verharding van die hart. Iets wat jou op 'n stadium verskriklik gepla het en wat jy aangehou het mee en waarin jy volhard het. As jy nou daaraan dink, dan dink jy, dit pla my nie meer so regtig so baie nie. Die Bybel gaan sê wel, wat gebeur het hier is jou hart. Jou hart is besig om hard te word en dit is wat sonde aan mens doen. Sonde is nie passief nie. Dit is aktief. Tweede punt, Jesus roep ons tot 'n radikale reaksie. Jesus gebruik doelbewus amputasie taal. Miskien is daar van julle wat al iets so verkeerd gehad het met jou hand of jou voet of een van jou liggaamsdele dat dit geamputeer moet word. En jy weet nou hoe voel dit om daar sonder te leef. Maar dit was die enigste opsie, anders het dit jou doodgemaak. En dit is waarvan Jesus ook hier praat. Nou Jesus praat nie letterlik nie. Julle sal sien ek het albei my hande, ek kan vir julle albei my voete wys. Ek gaan dit nie nou doen nie. Ek het nog nie my hande of my voete afgekap nie, want Jesus praat nie hier in 'n letterlike sin nie. Hy praat van geestelike erns, radikale aksie. Waarom so radikaal? Want Jesus verstaan wat op die spel is. Jesus verstaan sonde, hy weet hoe die goed werk. Dit steel jou vrede, dit steel jou vreugde, dit steel jou intimiteit met God, dit steel aan die einde van die dag wat God jou gemaak het om te wees, om in vrede en in liefde met hom en met jou naaste saam te leef. Jesus sê nie,
ons moet ons sonde bestuur nie. Hy sê nie, manage jou sonde, sodat dit nie 'n hand uitdruk nie. Wat hy sê is, as jy dit gaan toelaat in jou lewe, dan ontwikkel dit 'n lewe van sy eie, en dit wil jou so graag oorneem. Die probleem is, ons probeer dikwels, as jy soos ek is, onderhandel met sonde. Ons sê, dis nie so erg nie, dis net een keer, dis iets kleins, maar sonde werk nie so nie. Dis iets wat jou so maklik gryp. Dit onderhandel nie met jou nie. Dit onderhandel ten minste nie eerlik met jou nie. Dit wil vir jou sê, dit vra altyd meer en meer van jou. Dit sal nooit genoeg wees nie. Dit wil altyd meer en meer hê, en uiteindelik wil dit alles hê. En Jesus sê, moenie wag op die pad van sonde, dat dit van self weggaan, of dat dit van self beter word nie. Jy moet dit vernietig, sny dit af, terwyl jy nog kan. En ons gaan later net nou iets prakties hieroor sê. Die grootste gevaar natuurlik in dit als, en dis ons derde punt, is nie die versoeking van sonde nie. Die grootste gevaar wat ons het, is passiwiteit oor ons sonde. Nou, die woestynvaders uit die geskiedenis, is iets wat, hulle het hierdie goed geken, en hulle het baie geskryf daaroor. Hulle het hierdie diep waarheid verstaan, dat die grootste gevaar nie die versoeking is nie, maar die grootste gevaar gebeur, wanneer jy, die Engelse sê so mooi, wanneer jy complacent is. Wanneer dit jou nie pla nie. Dis dan wanneer die sonde vir jou loer, en op jou wag en jou bespring, en jou vang. Nou, om gewoon te raak aan die dinge, wat jou hart stadig maar seker, bietjie vir bietjie, wegdryf van die Here af. Dit is die groot gevaar, Here, want hierdie goed gebeur nie, dit gebeur nie soos 'n cracker wat afgaan nie. Dit is sag, dit is subtiel, dit is in die agtergrond. Niemand weet nie, maar dit sleep jou saam. Om te sê, wel, ons kotte is nou maar so, weet, ek is so gemaak en so gelaat staan, niks kan verander nie. Daai is 'n leuen, want dit is nie wat Jesus sê nie. Jesus sê verandering is verseker moontlik, en hier kom die goeie nuus nou. Dit is nie maklik nie, maar dit is moontlik, en dit is nie in jou eie krag nie, maar dit is deur sy genade en deur sy krag in deur die Gees wat in jou woon. So, ons vierde punt is, heiligheid begin met 'n honger, dit begin nie met perfeksie nie. Daar bestaan nie iets soos die perfekte mens nie, daar sal nooit iets bestaan soos die perfekte mens nie, daar is net een, sy naam is Jesus Christus, en hy is die een wat vir my en jou sonde kom verantwoordelikheid vat het. Die punt van hierdie lewe is nie om op die ou end by volmaaktheid uit te kom nie. Dit gaan oor, wat begeer ek? Het ek die begeerte in my hart om so naby as moontlik, so naby as wat ek kan, aan die Here te leef, om hom so bes moontlik te ken, om hom te verheerlik deur alles wat ek doen? Is die begeerte in jou hart? Het jy daai honger? Ons tema vir vanoggend se boodskapie is 'n honger na heiligheid. 'n Honger daarna om meer soos Jesus te leef. Want die waarheid is, niemand gaan verander. Niemand verander, tensy hulle wil verander nie. Tensy hulle daai honger het nie. En daardie begeerte word gebore wanneer jy begin sien wat moontlik is. Wanneer jy begin sien, daar is meer vrede, meer vryheid, meer heelheid, meer genesing. Jesus sê in Matteus 5, geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid. Hoekom? Want hulle sal versadig word. Nie die wat perfek is nie, die wat honger is. Honger is die beginpunt van heiligheid. En dit sluit so mooi in by julle reeks, want die woestyn is 'n plek waar daar nie kos is nie. Die Here vat ons, hy vat die kinders van hom wat hy lief is, in die woestyn in, om hulle afhanklikheid van hom te leer en om hulle te laat groei. En daai honger na heiligheid is so 'n wonderlike ding. Hier is die belangrikste waarheid van alles en wat julle vandag moet hoor. Ons veg nie vir oorwinning nie.
Hierdie is nie dinge wat gaan oor die hemel en die hel op die einde van die dag nie. Dit gaan op die ou end oor my lewe saam met Jesus. Julle gemeente is al lank op hierdie pad. My lewe saam met Jesus in die hier en in die nou. Dit gaan nie daaroor dat as jy nou genoeg weerstand bied teen die sonde, jy perfek gaan word en jy die koninkryk van God gaan beerwe of enige van daai dinge nie. Ons veg reeds vanuit oorwinning en die oorwinning is nie ons in die oorwinning is Jesus in. Jesus het reeds vir jou sonde aan die kruis gesterf 2000 jaar gelede, my broer, my suster. Jesus ken jou geboorte, hy ken jou sterfdag, hy ken jou binnekant, jou buitekant en jy as mens is deur sy doen en late, sy lewe wat hy afgelê het, die perfekte dood wat hy gesterf het, die perfekte opstanding wat hy opgestaan het, dit is die gronde vir ons verlossing. En op die ou end, wat sonde met my en jou doen, is dit wil maak dat ons nooit hierdie verlossing beleef nie. Dit wil maak dat ons nooit vrede met God op die ou end het nie. Dit wil maak dat ons altyd twyfel in God se getrouheid in ons lewe. En dit is wat sonde in ons doen. Maar die kruis van Jesus het die sonde se uiteindelike resultaat oorwin. Dit beteken dat sonde nie meer die finale gesag het nie, en dit beteken veral vir my en jou vandag, dat verandering daadwerklik moontlik is. Dit beteken jy is nie vasgevang vir altyd nie. Miskien is jy nou hier besig met 'n ding en die Gees is besig om in jou hart te werk en sê hierdie een ding in my lewe is besig om te groei. Ek's besig om uitgevang te word. Dit is besig om iets in my lewe te word wat ek nie gesien kom het nie. Miskien voel dit vir jou dis te laat. Miskien wil jy opgee, hande in die lug gooi en sê dit is maar wat dit is. Miskien is dit presies waar God wil hê jy nou moet wees. Sodat jy in hierdie oomblik waar jy nou is, opnuut die leiersels van jou lewe aan God oorgee. Julle genade is werklik. Genade is reël. En genade is nie net daar om jou te vergewe nie. Genade is ook daar om jou te verander. Verandering in jou lewe is die genade van God. Die genade van God is ook die ding wat jou genees. Dis op die einde genade wat ons nuut maak. Dis genade wat ons die hele lewe in 'n nuwe lig laat sien. Dis genade wat ons laat weerstand bied teen die sonde. Dis genade wat ons naby aan die Here hou. Jesus roep jou nie tot heiligheid omdat hy jou wil straf nie. Hy roep jou tot heiligheid, want hy het jou lief, hy ken jou, hy weet wat jy nodig het. Hy weet wat is die beste moontlike lewe wat mens in die hier en die nou, in die teenwoordige oomblik, tussen geboorte en sterfte kan lees. Nie net as ons dood is eendag vir ewig nie, hier en die nou. Jesus bevry ons. En hy bevry ons nie net van die hel nie. Hy bevry ons tot 'n geesvervulde, sinvolle, vreugdevolle, moeilike, sinvolle lewe. 'n Lewe wat die moeite werd is. En so waar kan ons vandag begin? Julle alles waarmee ons hier besig is en waarteen Jesus ons waarsku. Dit begin nie met groot beloftes en met die uitsien na wat alles vir ons moontlik is nie. Dit begin by eerlikheid. Dit begin by eerlikheid hier en nou. Dit begin waar ek erken, Here, daar is dinge in my lewe wat nie van U af is nie. Ek minimaliseer dit, ek rasionaliseer dit, ek het geleer om daarmee saam te leef. Maar dit blok my van soveel dinge wat U vir my het, vir dinge wat U vir my op die hart het. Ek kan sê, Here, maak my weer honger. Dit is 'n goeie gebed om te bid. Dis iets wat die woestyn aan ons doen, dis iets wat die woestynvaders so goed geken het. Here, maak my weer honger. Here, daarso is goeters waarvoor my hart gedesensiteerd geraak het. Maak my hart weer sensitief. Here, lei my na vryheid. En die belofte van Jesus is vas en waar. Die wat honger is, sal versadig word. En nie uit hulle eie krag nie, maar deur sy genade. Mag ons vandag met ons
eie harte eerlik wees. Hier's vir ons so 'n paar vragies waaroor ons dalk kan saamdink. Die eerste een is, as ek dink oor die afgelope week, die afgelope maand, die afgelope tyd of seisoen in my lewe en ek maak my hart regtig oop en ek sien wat daar is daar dinge wat besig is om my dood te maak, wat ek geminimaliseer het, wat ek gerasionaliseer het, en waarmee ek besig is om saam te leef. Die Here wil jou daarvan bevry. Amen. Ons Here Jesus, U is so 'n goeie God. Here, en ons lewe met die wete dat harde woorde maak sagte harte. Dankie dat U woorde, wat hard is, 'n helende en genesende effek op ons lewe het. Here, partykeer het ons nodig om te skrik. Partykeer het ons nodig om tot stilstand geruk te word. Partykeer is dit nodig vir U om ons in die woestyn in te vat, daar waar dit wanhoopig is, waar ons niks en niemand anders het om aan vas te hou as U nie. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike geskenk om U genade te ontdek. Mag ons weet, Here, dat niks van hierdie dinge te doen het met enige vorm van prestasie nie. Dat het niks te doen het met ek is daar 'n bietjie verder gevorderd op die geestelike roete as die ander mense in my lewe nie. Al hierdie dinge is genade. Elke woord wat uit U mond uitkom, Here, is vir ons gegee tot ons eie beswil. U is besorgd oor U kinders. En as daar 'n sonde is in ons lewe wat ons troetel op die oomblik, of wat ons maar mee saamleef, Here, mag ons sien wat dit aan ons doen. Mag ons weet dat hoe langer ons hiermee aanhou, hoe groter gaan die effek op ons lewe wees en hoe meer gaan dit ons insluk. Geef vir ons die waagmoed, Here, die courage, om te sê dit stop hier en nou. Ek plaas my hand in Jesus en Here, U lei my op die regte pad, tot die eer van U naam. En hierdie dinge bid ek, Here, vir elke luisteraar vandag en vir myself. Mag U naam verheerlik word, mag ons as U kinders weerstand bied teen sonde tot die dood toe. In Jesus se heilige naam bid ek dit. Amen. Geniet die res van julle Sondag, kom volgende week terug vir episode 3 in hierdie lydensreeks van julle. Mag julle 'n heerlike dag hê. Totsiens. U is die skrywer van my storie, U is die heerser van my hart, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. U is die bron van my voorsiening, die een wat glo en my vermoë, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. Staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering, in verwondering. Die begin van die oorwinning, was die einde van my vrees, aan die heerlikheid tot in ewigheid. U bring beloftes tot vervulling, U is my hoop vir elke dag, aan die heerlikheid tot in ewigheid. Ek leef in oorwinning en ek leef in die lig, voor U staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering. Ek leef in oorwinning en ek leef in die lig, voor U staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering.
Al die asem in my longe het my Vader my gegee aan U die heerlikheid tot in ewigheid, aan U die heerlikheid tot in ewigheid, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. Ek leef in oorwinning en ek leef in die lig, voor U staan ek nou in verwondering. In U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering. In verwondering, in verwondering, en ek sal U prys in verwondering, in verwondering.